wêreldevangelisasie-projek wat vandag amptelik gelanseer word. Nou, daar's 'n spreekwoord wat sê, you cannot launch a missile from a canoe. En die Here het hierdie gemeente raak gesien. Ek glo dis hoekom hy my ook gestuur het, want hy sien die vermoë van hierdie gemeente om 'n verskil te maak, nie net in Kraddock of in Kaladokwe nie, maar ook in ander dele van die land en van die wêreld. En dis vir my 'n baie groot saak. Ek weet nie of julle besef hoe belangrik dit is nie. En ek wil hê julle moet inkoop saam met my in hierdie visie, want dit is wat Jesus van ons verwag, dat die gemeente, sy kerk op aarde, dit is sy instrument om hierdie wêreld te bereik met die evangelie. Dis al manier. Dis nie 'n sekere organisasie wat dit moet doen nie. Hy verwag van elkeen van sy kinders om gehoorsaam te wees aan sy opdrag. So dis 'n Kairos oomblik. Weet nie of julle dit besef soos ek nie. 'n Kairos oomblik beteken God het hierdie oomblik bepaal. So ons fokus op die wêreld, want so lief het God die wêreld gehad. Nie net 'n sekere volk of 'n sekere nasie nie. Dit beteken nie dat hy hierdie aardbol so lief gehad het nie, maar dat hy al die mense van die wêreld so lief gehad het, dat hy sy eniggebore seun gegee het. So met groot verwagting kyk ons uit na Bethesda se geloofsofferbelofte. En ons gaan nog niks invul nie, ons gaan net nou die vormpies uitdeel. En dan gaan ons eers bid en dan gaan ons invul. Maar ek wil baie duidelik sê dat wêreldevangelisasie en die gemeente kan nie van mekaar geskei word nie. Dis nie 'n organisasie of 'n departement of 'n komitee wat hierdie taak moet verrig nie. Dit is die gemeente, want die gemeente, elkeen van ons is God se instrument. Amen. So wêreldevangelisasie is die hooftaak van die kerk. Dis die slagaar van die gemeente. Dis die hartklop van God. Wêreldevangelisasie is die lamp van God wat helder skyn in hierdie donker wêreld om verlore mense te soek en te vind. Wêreldevangelisasie is die missie van die kerk. En 'n gemeente wat hierby betrokke is geseënd in alle opsigte. En ek kan persoonlik vandag vir julle sê, ek weet van baie mense, omdat hulle 'n geloofsofferbelofte gemaak het, hoe dat die Here hulle seën. En ek sien Matilda het ook so getuienis genoem van iemand. Baie keer het ons nie omdat ons nie gee nie. Want as jy R10 het en jy gee R10, dan sê die wêreld jy het niks. Maar as jy R10 het en jy gee R10, dan sê Jesus jy het R100. So God se wiskunde werk anders as ons wiskunde. God het die potensiaal gesien en as jy vandag in geloof 'n bedragie neerskryf, dan gaan God jou geloof eer en ons gaan 'n verskil maak in die wêreld. Elke lidmaat het, met ander woorde, elkeen van ons het hierdie wonderlike voorreg om persoonlik betrokke te wees, persoonlik gehoorsaam te wees aan die groot opdrag, deur self te gaan, deur te bid, of deur dit moontlik te maak vir iemand anders om te gaan. En ons as gemeente gaan dit moontlik maak vir pastoor Quentin en ons gaan hom stuur. En as daar van julle is wat ook dit op julle harte het om iewers in die wêreld te gaan, 'n bietjie te gaan getuig, praat met my. Maar elkeen het die voorreg om self persoonlik betrokke te wees. Ons gaan gereeld vir hom bid, ons gaan gee, ons gaan saai, ons gaan gehoorsaam wees.
1 Korintiërs 3 vers 9, hy sê, ons is medewerkers van God. Die Amplified sê, we are fellow workmen, joint promoters, laborers together with and for God. Matteus 28 vers 19, gaan dan heen en maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het en kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. En dan Handelinge 1 vers Markus 16 vers 15, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. In Handelinge 1 vers 8, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in Judea en in Samaria en tot aan die uiterstes van die aarde. Met ander woorde, gelyktydiglik in Kraddock en in Suid-Afrika en in Afrika en in die res van die wêreld. Gelyktydiglik is die geheim. Dis die geheim. Nie eers hier en dan daar nie. Gelyktydiglik hier en in India, en in Swaziland, en in Nepal, of waar dit ook al mag wees. En dan Romeine 10 vers 13 tot 15, baie belangrik, elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Hoe kan hulle hom dan aanroep, in wie hulle nie geglo het nie, en hoe kan hulle in hom glo, van wie hulle nie gehoor het nie, en hoe kan hulle hoor sonder een wat preek, of wat die boodskap bring, en hoe kan hulle preek, of hoe kan hulle die boodskap gaan bring, as hulle nie gestuur word nie? So ons stuur hom nou mos, ons stuur hom, want Jesus het gesê, ons moet hulle stuur. En soos geskrywe is, hoe lieflik is die voete van die wat die evangelie van vrede verkondig, van die wat die evangelie van die goeie verkondig. So as gemeente het ons 'n verantwoordelikheid. God wil jou en my gebruik. Gert sê amen. Elkeen van ons het hierdie wonderlike voorreg om persoonlik betrokke te raak by hierdie groot saak, die groot opdrag van Jesus en ons wêreldevangelisasie projek. Adi sê amen. Nou ons gemeente werk nie net hier nie. Ons klein groepe, ons dienste, ons persoonlike evangelisasie, of ons Yada projek, waar ons kos gee, of waar ons ook al betrokke is, al ons bedieninge moet daarop gefokus wees, om mense vir Jesus te wen en om disippels te maak. En ons moet selfs ons kindertjies leer. Want ons visie is om 'n meer lewende gemeente te wees wat God se genade uitleef en mense vir Jesus wen. Ek sê weer, nie net hier nie, maar gelyktydiglik ook in ander dele van die wêreld. En ons visie wat dit uniek maak is, die wêreld is ons oesland. Die wêreld. Nou sê Handelinge 26 vers 17 en 18 in die New International Version, en ek glo hierdie woord is vir ons gemeente. I am sending you, Bethesda, to the nations, to open their eyes and turn them from darkness to light, and from the power of Satan to God, so that they may receive forgiveness of sins. Dis 'n woord vir ons as gemeente. Johannes 4:35 in die Living Bible sê, look around you, vast fields of human souls are ripening all around us and are ready now for reaping. So ek wil hê julle moet mooi luister wat ek nou gaan sê. As ons harte
tot wêreldevangelisasie rig, en ons raak persoonlik betrokke, dan ontstaan daar 'n groter geloofsentoesiasme in ons eie harte. As ons harte rig tot wêreldevangelisasie en ons raak persoonlik betrokke, ontstaan daar 'n groter geloofsentoesiasme in ons eie lewens. En as jou fokus reg is, dan kom jy agter, jy het 'n groter gewilligheid om op te offer en om te gee. As jou fokus reg is, kom jy agter, daar's 'n groter gewilligheid om op te offer en om te gee. As jou fokus reg is. En wat gebeur dan? Ons gemeente se invloed in die wêreld neem toe. Dis nie 'n eenman saak nie, ons is 'n span. So ons het een doel op aarde, net een doel op aarde om mense vir Jesus te wen. Paul sê amen. Om mense vir Jesus te wen, een doel op aarde. En onthou julle wat die Here vir ons gesê het met ons nuwejaarsboodskap, hy het gesê ons moet skatte in die hemel bymekaar maak. En wanneer jy jou aardse hulpbronne aanwend vir hemelse doelwitte, dan maak jy skatte in die hemel bymekaar. So ons gaan nou luister na 'n lied. Ons kan die ligte afsit, 'n videoetjie, terwyl die landsvlaag gaan inkom. Ons wag net eers vir die video. Wil jy julle moet To the people's
Dankie Koning. Dankie François. Ons sit hulle maar sommer hier neer. Dankie julle. Hoe gaan dit? Awesome. Dit is so groot voorreg om vanoggend deel te kan wees van hierdie Kairos moment. En dit is iets wat al jare brand. En pastoor het vir my gevra of ek net vandag ietsie kan deel. Ek wil net 'n gedeelte lees wat persoonlik in my hart brandend is. En dit is, ek het dit die eerste keer in die Kaap gekry toe ons op baie kursus was en ek het gebid en vir die Here gevra vir waar wil hy my gebruik? Wat is sy plan, sy doel? Kan nie hoor nie. En toe gee hy my die gedeelte in Romeine 15. En toe ek terugkom in Krarop toe stuur Tannie Magda vir my presies dieselfde gedeelte een, wat sy voel die Here op haar hart gelê het vir my, en dit was net vir my so 'n bevestiging. Romeine 15 vanaf vers 20, wat sê, "It has always been my ambition to preach the gospel where Christ was not known, so that I would not be building on someone else's foundation, rather as it is written, those who were not told about him will see, and those who have not heard will understand." En dit is wat brandend is in my hart, is om uit te beweeg daar waar die nood so groot is. En dit is iets waarmee ek elkeen van julle vanoggend wil challenge. Ons is so gemaklik in ons comfort zone en dit wat vir ons bekend is en wat rondom ons aangaan. En die enigste manier hoe die deurbraak gaan kom, is om pionierskap jou eie te maak. Want 'n pionier is iemand wat 'n pad maak wanneer 'n pad is nie. Wat ingaan waar die dinge nie gebeur nie, is om betrokke te raak by dit. Want anders te gaan ons net saai waar lankal reeds gesaai is, en aanhou in dieselfde land werk, terwyl daar so baie onbereikte gebiede, onbereikte persone is. Dis wat ek graag wil deel, en ek wil van my kant af vir pastoor Aubrey bitter dankie sê vir die geleentheid. En ek sê Here dankbaar dat hy hierdie man kraak toegestuur het om ons as gemeente in die volgende seisoen in te lei, om die weg te baan dat ons betrokke kan raak by wêreldevangelisasie. En ek wil van my kant af wil ek vir die gemeente dankie sê vir hierdie spesiale voorreg om te kan gaan, om regtig waar dit wat die Here ook in my hart opgewek het te kan uitleef. En ek weet God sal voorsien. Hy is die groot voorsiener op die einde van die dag. En ek sê byvoorbeeld dankie vir elke man en elke vrou wat betrokke raak by wêreldevangelisasie, dat ons kan uitgaan, wat dit moontlik maak. En ek vertrou vir 'n oes, nie net finansiëel gewees vir siele, regtig waar vir siele dat God se koninkryk verbreed word. Daar waar die liggie skyn in 'n donker wêreld, dat die lig van Jesus liefde helder sal brand. So van my kant af sê ek bitter baie dankie vir die voorreg. Julle is 'n awesome gemeente, julle is awesome mense en julle harte is beautiful. Baie dankie. Dankie. Okay. Dankie julle, ons gaan nou die vormpies uitdeel. Elmer en Fane en Marco en Mariska gaan die vormpies uitdeel. Ek vra dat niemand sal invul nie. Ons gaan eers bid. So kry solank jou vormpie en jou koevert. Jou koevert, as jy hom vandag wil ingee, kan jy. Maar van volgende Sondag af is dit reg. Die koeverte sal altyd beskikbaar wees daar op die tafel daar agter. Ek gaan net eers verduidelik weer waaroor alles gaan. Die kindertjies wat ook wil invul is welkom. Ek weet van hulle wil R1 of R2 of R5 of R10 gee. En so leer hulle van kleins af om
betrokke te wees by die groot opdrag van Jesus. Nou, daar is ook penne vir die wat nie penne het nie. En as jy 'n vormpie invul, dan kan jy die pen hou. Maar ek gaan gou mooi verduidelik waaroor alles gaan, as jy geseënd wil wees. Die Here seën ons as ons betrokke is by sy groot saak. Ek vra net mooi, moenie nou al skryf nie. Geloofsofferbelofte, wat is dit? Dit is 'n geloofsaak. Dis 'n offer en is 'n belofte. 'n Belofte aan die Here vir 'n sekere bedrag vir wêreldevangelisasie waarvoor jy hom gaan vertrou elke maand vir hierdie jaar. Die koevert wat jy nou kry is vir Januarie. Ons maak hierdie belofte aan die Here vir 12 maande. 'n Geloofsofferbelofte is 'n ooreenkoms tussen jou en God. Is 'n verbintenis, is 'n commitment. Nie teenoor my nie. Maar jy verbind jouself in geloof om 'n vernoot van die Here te wees elke maand, sodat die evangelie na die wêreld geneem kan word. Het almal gekry? Het almal penne? Ek gaan dit mooi verduidelik. Ons gaan dit nou invul, en dan skeer jy dit in die helfte deur. Een helfte handig jy in, en die ander helfte hou jy in jou Bybel, of jy sit hom teen die yskas, of op jou bedkassie, laat jy hom gereeld kan sien. En dit herinner jou aan jou belofte wat jy vandag maak teenoor die Here. Ek wil net seker maak, almal het gekry. Jy kan R10 'n maand beloof, R50 'n maand, R500 'n maand, R1000 'n maand, R50 'n maand. Net wat die Here op jou hart gelê het, want ons bid mos nou al lank hieroor. En ek glo hy het op elkeen van julle se harte 'n bedrag gelê. Daar, Jolande wil nog enetjie, askies, per persoon. Nee, die vormpies, per persoon, want ek wil hê die Here moet elkeen seën. So man en vrou kan maar saam praat en saam stem. Ons gaan nou invul, oom Willem, asseblief, skryf maar in. Laat ons net, ons gaan nie rekord hou van niks nie, ons gaan nie ook nie vra daarvoor nie, dis maar net vir vandag, dat ons nou, het almal gekry, het almal koeverte ook en penne. Ok, ek wil graag gou vir julle iets verduidelik voor ons invul. Bota, jy moet bietjie wag. Ons gaan nou invul, ek gaan net gou eers iets verduidelik. Baie belangrik. En dan gaan ons saam bid en dan gaan ons invul. So, dis nie geld wat jy het nie. Ek wil hê julle moet mooi verstaan. Dis nie deel van jou tiende nie, dis nie deel van jou offerande nie, dis nie deel van jou begroting nie. So ek vra nie vir jou vanoggend om te gee wat jy het nie, of wat jy kan bekostig nie, of wat jy iewers kan afknyp nie. Dis nie wat ek vra nie, maar waarvoor jy die Here kan vertrou. Dis 'n geloofsofferbelofte, so jy moet ook bereid wees om in die geloof te gee. Is ook 'n uitdrukking van ons liefde teenoor God. Jy het dalk nie geld nie, maar jy maak in geloof 'n belofte aan die Here en jy sê, Here, ek gaan U vertrou vir R10 'n maand, of R50 of R500, of wat die Here ook al op jou hart lê. Jy sê, jy gaan hom daarvoor vertrou, en hy gaan jou geloof eer. Glo my, hy gaan jou geloof eer. En soos hy my in staat stel, so gee ek en kom ek my belofte na. Verstaan julle? Ek maak 'n belofte
En soos die Here my in staat stel, so gee ek en so kom ek my belofte na. Nou, hoe stel die Here ons in staat? Net 'n paar voorbeelde. Jou werkgewer gee vir jou 'n verhoging of 'n bonus of 'n bevordering. Tweedens, iemand wat jou dalk geld skuld, begin skielik te betaal, want dis hoe die Here werk. Derdens, deur beter rentmeesters te wees van ons geld, so stel hy ons ook in staat. Vierdens, ons kan opofferings maak. Ons kan byvoorbeeld minder luks leef. Ons gaan eet 'n bietjie minder uit. Ons koop 'n bietjie minder nuwe klere. Ons gaan 'n bietjie minder op vakansie, omdat ons die Here liefhet en sy saak kom eerste. Vyfdens, ons kan harder werk. Sestens, hoe stel hy ons in staat? Deur 'n nuwe mentaliteit te kweek. Byvoorbeeld, om ons geld te verander in siele. Dan maak ons skatte in die hemel bymekaar. Baie keer verbind ons onsself vir 12 maande of 24 maande of 36 maande of 48 maande as ons meubels koop of klere koop of karre koop. Maar kan ons onsself vir 12 maande verbind vir die Here se saak? So, vandag glo ek glo God, ek beloof in geloof en ek gee in geloof. En is belangrik om te verstaan, 'n geloofsofferbelofte is eintlik, jy bring jou stem uit. As jy 'n geloofsofferbelofte maak, dan stem jy vir die evangelie. En jy stem eintlik dat die evangelie moet in die wêreld verkondig word. Jy stem dat die evangelie uitgedra moet word. Die wêreld moet die goeie nuus van Jesus Christus hoor. Maar as jy niks gee of niks beloof of niks doen nie, dan stem jy eintlik die werk moet stop, die werkers moet terugkeer, die evangelie moenie uitgedra word. Dit is 'n geloofsaak vandag. En ons doen dit nie vir die pastoor nie, asseblief. Ek doen dit nie vir julle nie. Ons doen dit vir die Here. Is 'n geloofsverbintenis en jy glo die Here gaan jou help om elke maand getrou te wees. Vra jou nie vir wat jy het nie, of wat jy kan afknyp nie, of wat jy kan iewers spaar nie. Ek vra jou om in geloof 'n commitment te maak teenoor die Here. So waarvoor kan jy die Here vertrou? Dit is belangrik, jy sal nooit gevra word vir hierdie belofte nie. Dit bly tussen jou en die Here. En as daar 'n maand kom en jy sukkel, luister mooi, as daar 'n maand kom en jy kan nie gee nie, moenie my bel nie. Jy gaan in jou kamer en jy sluit die deur en dan praat jy met die Here daaroor. Jy praat met die Here daaroor. Ek het in hierdie week met ons tesourier gesit. Ek is so bly hy saam met my opgewonde hieroor. En ons gaan goeie rentmeesters wees. Ek wil graag 'n pastoor wat baie swaar kry daar in Swaziland maandeliks ondersteun. Ek wil graag vir pastoor Prithvi daar in Indië elke maand ondersteun. Dit kos so R700 'n maand om 'n pastoor in Indië te onderhou. So ons rand is daarom nog iets werd daar. Jy kry 5 of 6 roepies vir 'n rand. Ek wil graag 'n pastoor daar in Nepal ondersteun. Ons het 'n goeie kontak daar. En dan gaan ons ook pastoor Quentin help. En ek glo die Here gaan ons help. So as almal nou hulle vormpies het, gaan ons net eers bid. En dan gaan ons invul. Kom ons bid. Vader, hier is ons vandag voor U, 'n Kairos oomblik. Elkeen het 'n vormpie gekry. En ons wil dit invul omdat ons U hart verstaan, omdat die wêreld belangrik is vir U.
U wil hê almal moet gered word. U wil hê almal moet die evangelie hoor, die goeie nuus van Jesus Christus, en dis waaroor dit gaan. Ons kan nie net ons eie nes skrob tussen hierdie 4 mure nie, maar ons moet gehoorsaam wees aan die groot opdrag, deur te bid, deur te gee en deur te gaan. Dankie vir hierdie gemeente. Hierdie gemeente is op u agenda vir 2017. En daarom sal u elkeen vandag seën, 100voudig, vir elke belofte wat gemaak word. En ek bid dat u ons mense in staat sal stel om elke maand getrou te gee soos u voorsien. Dankie daarvoor. Dankie vir wat u vandag doen. In Jesus naam, almal sê amen. Kom ons vul in jou naam en jou van en jou selnommer. Dis maar net vir my persoonlike rekords. Ek gaan jou nie bel nie, daarvoor nie. En dan skeer jy hom in die middel mooi af. As almal ingevul het, dan gaan Fani en Marco dit opneem. Uit my hart uit, uit my hart uit, uit my hart uit, uit my hart uit. Baie dankie. Oor die kragopwekker werk bietjie op die klank. So Marco en Fani, julle kan gou almal opneem. Dankie. Johan, kan julle my nog hoor? Marco en Fani, neem gou almal sin op. Dis belangrik. Geskiedkundige dag vandag vir hierdie gemeente. Baie dankie vir almal wat gee uit my hart uit. Ek sal volgende Sondag ook net noem, want van ons mense is nou nie hier nie. So ek glo daar gaan nog 'n paar inkom, so volgende Sondag en die Sondag daarop. Dankie vir almal wat hierdie belofte aan die Here gemaak het vandag. Dit is hoe die Here werk. Hy gebruik sy kinders om hierdie wêreld te bereik. Nee, Johan. As Fani en Marco nou almal se vormpies het, dan gaan hulle hier in die bidkamer tel, en dan gaan hulle dit vir my bring, en dan sal ek aankondig wat is ons geloofsofferbelofte vir 2017, vir wêreldevangelisasie. So onthou nou om jou helfte van die vormpie iewers in jou huis te sit waar jy hom gereeld kan sien. En as ek huisbesoek kom doen, dan wil ek hom sien. Het almal ingegee? Dankie Fani, Marco, julle kan net die totaal vir my. As ek julle kom besoek, dan moet ek hom kan sien. Sit hom miskien daar op die familiebybel. Die pastoor kom daar by die mense en die familiebybel is so dik vol stof. En hy sê vir die mense, kan sien, julle het daar maar baie lanklaas uit die Bybel uitgelees. Hulle sê toe, nee pastoor, ons lees net uit hom as jy ons kom besoek. En dan het elkeen nou sy koevertjie ook, nee. En as daar van julle is wat vandag julle koevertjie wil invul en inhandig, is julle welkom. Theo het 'n spesiale kolom in sy boek, waar ons wêreldevangelisasiefondse ingaan, en van daar af gaan ons dit mooi bestuur, net vir die evangelie. Terwyl hulle tel, gaan ons gou kyk na 'n kort videoetjie van Nepal. To pray for my country of Nepal. As I pray and intercede, first of all, I really bring the situation of the country in your presence. And on behalf of the nation, Lord, I repent and ask for forgiveness for all the sins we have committed as a nation against you, Lord. The greatest sin we have committed against you by worshipping stones, idols, different god and goddesses. Oh, forgive us and heal this beautiful
Himalayan nation of Nepal and cover this land, Lord, with your blood and your great love and trust. More than anything, O Lord, we need you. Lord, Father God, the God of Creator, please have your mercy and grace upon this nation, Nepal and the people. Lord, please rule over this nation. Send us more revival and pour out your spirit, O Lord, in this nation. Lord, bless this nation and people with your peace and prosperity. May this be done according to your will as it is in heaven. And may your kingdom come in this beautiful country of Nepal. May you be glorified and honored and exalted high from this highest place of the world. I pray this in the name of Lord Jesus Christ. Amen. Ons geloofsofferbelofte vir 2017 wat hierdie gemeente gaan gee vir wêreldevangelisasie is R90,600. Kom ons staan en ons gee die Here 'n applaus. Die Here doen groot dinge, is dit nie wonderlik nie? Ons gee aan hom al die eer en al die lof. Ons lê net 'n hand op iemand se skouer en ons seën mekaar. Hoekom huil jy, Andrei? R90,600 wat Bethesda gemeente gaan gee vir wêreldevangelisasie hierdie jaar. Kan julle sien hoekom die Here ons as gemeente gebruik? Want julle harte is oop. So, het gaan wonderlik wees hoe hy julle seën. Ons seën mekaar, Here, ons gee aan U al die eer en al die lof. Dankie daarvoor, Here. Ons prys U. Ons loof U. Dankie daarvoor. Dankie, Here. Vir Theo vra om vir ons te kom bid. 'n dankgebed